Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus. En as ek baie keer so sit en dink, ek noem dit maar gereeld, dan is dit baie keer wonder 'n mens hierdie groot God. Dit wat hy gesê het en met Moses gepraat het. Hoekom het hierdie groot God nie gegaan en die mens net gewipe en gesê het, kom ek begin heeltemal iets anderste. En dan besef 'n mens, dit gaan absoluut daaroor dat God het die mens in sy beeldnis en gelykenis geskape. Met ander woorde, dit was sy beeldnis en gelykenis. En dan besef 'n mens, as jy baie keer kyk, dan ken ons die gedeeltes van 'n vader en sy seun wat uitmekaar uitgegaan het en hoe hulle mekaar weer soek op die ou einde, want hulle hoort by mekaar. Dan kom die skrif, dan sê Jesus vir hulle, dit is nog aardse vaders. Hy sê, as jou aardse vader weet om goed te doen, nie, hoeveel te meer nie jou hemelse vader nie. Dan besef 'n mens, hierdie groot God se intense belangstelling in die mens, omdat hy die mens in sy beeldnis en gelykenis gemaak het. Dit was God se ewige voorneme gewees, om homself in die vlees te sien. En toe die mens verlore gaan, het God dadelik ingespring en hy die mens gaan haal en hy het vir hulle gesê, kom staan voor my. En hy het gesê, ek gaan hierdie werklikheid regmaak. So mense, dis belangrik en dit het 4000 jaar gevat en God het daardie werklikhede in wording gespreek en Jesus Christus kom aarde toe en hy kom sê dat hy begin, want dit het alles oor die sonde gegaan. Dit was die sondeval gewees en dit het alles oor die sonde gegaan. En Jesus kom in Matteus 1 en hy sê, toe Josef wil weghardloop, toe sê die engel vir hom, moenie weghardloop nie, want dis uit die Heilige Gees. Want die maagd sal swanger raak en 'n seun hê en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes gaan verlos. Met ander woorde, die eerste bladsy van die werklikheid van Jesus Christus word dit geprofeteer wat Jesus gaan kom doen, nadat die Ou Testament gesê het, hy sal die sondes in die dieptes van die see werp en hy sal nooit daaraan dink nie, hy sê sondes verwyder so ver as die ooste van die weste is. En met ander woorde, dit is wat voorspel was, maar hier kom die engel kondig aan en sê, Jesus gaan dit kom doen, hy kom sy volk van hulle sondes verlos. Nou, hoe lyk iemand as jy verlos is? Mense, dit is baie, baie belangrik. Ons bietjie gaan kyk na dit. Ons lees baie keer oor hierdie groot werklikhede wat in die skrif is, sonder om ag te gee daaroor. Dan hoor mense boodskap soos hierdie, die geregtigheidsboodskap, die sukses van Jesus aan die kruis. Dan sê mense, nee, maar dit kan nie wees nie. Want dit stem nie ooreen met die skrifte en die tekste wat hulle oorgelees het baie keer nie. Mense, dit is hoekom Jesus gekom het, is vir hierdie een werklikheid. Nou kyk mooi, nou kom die skrif, nou sê hy, na die kruisiging van Jesus en die opstanding, waar God het die hele bestaan van die mens in twee gedeel aan die kruis, voor Christus en na Christus. En dis baie, baie belangrik, dis nie voor Christus gebore was nie, dit is voor die kruis, dis hoekom ek dit baie keer noem, die voorkruisboodskap en die nakruisboodskap. Net om julle een voorbeeldjie te gee, die Petrus, wat hier voor die kruis gesê het, Here, ek sal u nie verraai nie, gaan en hy verraai Jesus 3 keer. En ons gaan sit en dink, Jesus vat hom en hy praat en Jesus verduidelik vir hulle wat hy moet gaan doen. En Petrus sê, dit sal nooit so werk nie. En Jesus vat hom een kant en hy bestraf hom. Hy sê, gaan weg agter my Satan, want jy is 'n struikelblok vir my, want jy bedink die dinge van mense en nie die dinge van God nie. Jy sien, dit het voor die kruisiging plaasgevind, maar nog steeds in die 4 evangelies. Maar na die kruisiging en die opstanding, het Petrus hierdie boldness aan hom, hy sê, hy loop daar in die pilaargang en hy gryp die man, hy sê, goud en silwer het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus staan op en loop. Hulle gooi Petrus hulle in die tronk, en Petrus, volgende oomblik is hulle uit, en die owerhede sê, het ons julle nie verbied om in die naam te verkondig nie. En Petrus sê, ons moet aan God meer getrou wees as aan mense. Ons kan nie aan mense meer getrou wees aan God nie. Dan sien jy die verskil wat gekom het aan die kruis. So die kruis is die waterskeiding van hierdie werklikheid. Nou kom hy na die kruisiging en die opstanding. Nou kom Paulus en hy skryf vir ons hier in 1 Korintiërs 9 vers 24. Hy sê, weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop,
maar dat een die prys ontvang nie. Hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal. Met ander woorde, ons is almal in 'n resies, maar net een gaan wen. Nou het ons al gevra, as ons 20 mense hier bymekaar is, wat een gaan die wenner wees? Met ander woorde, net een gaan wen. Hy sê, en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hy sê, hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Mense, dit is so belangrik. Hy sê, hier hardloop jy vir resies, dan kry jy 'n krans wat gaan verlep, of wat ook al, 'n medalje wat weg kan raak, of aanslaan en aanpak. Hy sê hulle, maar ons gaan vir 'n onverwelklike krans, dis waarvoor ons gaan. Hy sê, ek hardloop soos een wat nie onseker is nie, ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Dis so belangrik, dis 'n doelgerigte werklikheid, maar daar's net een van hulle. Nou, dis baie belangrik, ek vat hom altyd, dan lees ek hom so saam met Matteus 19, dan word dieselfde werklikheid ook daar verduidelik van die kameel. Jesus sê vir hulle, en verder sê ek vir julle, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as om vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Toe sê sy disippels vir hom, toe hulle dit hoor, was hulle baie verslaan, sê, wie kan dan gered word? Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Alle dinge is moontlik. Jy sien, met ander woorde, wat beskryf hy hier? Ons ken die traktaatjies wat ons gekry het van, dis die breë weg en die smal weg. Dan sien jy, hy smal weg word nader, want hy word so klein. Mense, dis die werklikheid. Die werklikheid is, die pad word so nou, dat daar net een is wat gaan ingaan. Dit is hierdie werklikheid hier, en dis die werklikheid van die atleet. En daardie een wat ingaan, gaan Jesus Christus wees. Met ander woorde, en daarom kom Paulus, dan beskryf hy vir ons in Filippense 3, so van vers 7 af. Hy sê, ek het alles as drek beskou. Hy sê, ek was die beste van die bestes, en hy beskryf hom, ek wil nie nou daar praat nie, gaan lees Filippense 3. Hy sê, maar ek het alles as drek beskou, om Christus as wins te verkry. Hy sê, en om in Christus gevind te word. Met ander woorde, daar's net een werklikheid, en dit is Jesus Christus wat goed genoeg is vir hierdie werklikheid. En daarom kom hy in 1 Johannes 5 vers 12 en sê, hy wat die Seun nou het die lewe. Hy wat die Seun nie het nie die lewe nie. Hy sê, ek skryf hierdie ding aan julle broeders, dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. So dis baie, baie belangrik dat ons besef, daar's net een werklikheid, en dit is Jesus Christus. Die lewe van Christus is die enigste werklikheid wat goed genoeg sal wees vir die ewige lewe. En as jy Jesus aanvaar, het jy daai lewe. Hy beskryf homself in Johannes 17 vers 3, sê Jesus vir hulle, ek is die ewige lewe. So ons dink die ewige lewe is 'n wolkie waar jy met 'n wartlemoentjie gaan rond. Nee, dis 'n lewe en dis 'n persoon, dis Jesus Christus. Hy wat Jesus Christus het. En dan sê ons so baie, ek het my ou lewe afgelê en ek het Jesus aangeneem as my lewe. En dis die werklikheid, dat Jesus Christus moet jou lewe wees. Hy sê in Kolossense 3 vers 4, hy sê, wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, sal ons saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Mense, so dis baie belangrik. Jy moet aan 'n einde van jouself kom, want dit gaan nie oor jou nie. Mense, ons moet hierdie sommetjies maak, dat God het 'n verlossingswerk kom doen. Jy moet dit nie oorkom doen nie. En dan sê hy byvoorbeeld, kom ons kyk na mooi skriffies, 2 Korintiërs 5, wat die evangelie in 'n neutedop is. Hy sê vers 15, hy sê, met ander woorde, wat het God in Christus kom doen? Hy sê, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterf. So die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Met ander woorde, jy lewe nie meer vir jouself nie, want jy het gesterf. Efesiërs 2 beskryf het baie mooi, gaan lees dit daar, die hele skrif is vol daarvan. Hy sê, vers 16, hy sê, ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. Mense, ons moet ag gee op hierdie woorde. Ons ken niemand meer na die vlees nie, na die ou mens, na die doenmens, die mens wat homself probeer verbeter, die mens wat 'n werksverrigting gedoen het. Hy sê, en al het ons Christus ook na die vlees geken, ken ons hom tog nie meer so nie. Ons ken nie meer Christus in die doen wat hy kom doen het nie. Ons sien Christus nou in die verheerliking, naamlik die werklikheid van God
waar hy nou is. Hy sê daarom, as iemand in Christus is, hy sê as iemand in Christus is, wie het ons in Christus gesit? God het ons in Christus gesit. Hy sê daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Dit het alles nuut geword. Mense, dit is so belangrik dat ons hierdie sommetjies moet maak. Hy sê, en dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. Hy het ons nou die bediening van versoening gegee, dat ons het nie meer 'n bediening van veroordeling nie. Ons het geen ander bediening nie. God het die wêreld in Christus met homself versoen en gesê, dis nou die bediening wat ek vir jou gee. En as jy buite daai bediening is jy buite dit wat God vir jou gegee, dan is jy buite die opdrag van God. Nou wat is daar die bediening van versoening? Vers 19, 2 Korintiërs 5. Hy sê naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. In ander woorde, God het ons die misdade nie toegereken, of hy sal ons die misdade nie toereken. Nou vir wie is dit? God het 'n afgehandelde werk gedoen. Hy sê, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, aan die ander woorde, elkeen wat dit aanvaar, elkeen wat dit sy eie maak, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. So wat moet jy aanvaar? Hy sê geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. As ek hierdie woord lees en ek lees my testament, nie die Ou Testament nie, die Nuwe Testament wat vir my geld, ek as 'n nie-Jood, gaan lees ek as 'n heiden, gaan lees ek daardie testament en dit is dan my werklikheid. Dit is my werklikheid dan. So, mense, dit is baie, baie belangrik. Hy sê dat God sê, hy sal die misdade nie aan ons toevertrou nie. Maar dit bly jou keuse. Jy kan dit of aanvaar, of jy kan dit verwerp. As jy dit aanvaar, hy wat die seun het die lewe. Hy wat die seun nie het nie die lewe nie. Met ander woorde, dan kies jy om verlore te gaan. Baie duidelik, en dis net deur hierdie werklikhede te hoor, die genadeboodskap, die vryspraak, die geregtigheidsboodskap te hoor en dit jou eie te maak. Dit is die werklikheid daarvan. Dit bly keuses van die begin af. God het ons as die Godsoort gemaak. Hy het ons soos hy gemaak, in beeldnis en gelykenis. Met ander woorde, ons het keuses. En Adam het keuses gehad en hy het die verkeerde keuse gedoen en dit het om duur te staan gekom. Nee, net so het ons weer keuses. Wil ons dit aanvaar of nie? Hosea sê, my volk gaan verlore weens 'n gebrek aan kennis. Efesiërs 4 vers 18, nou na die kruisiging sê, nadat God sy lewe vir ons gegee het, sê hy, jy's geskei van daai lewe deur onkunde. Hy sê, omdat julle harte verhard. Julle hoor die boodskap en julle sê, ek wil dit nie hê nie. Gaan lees Romeine 10 vers 1 tot 4, dan sê hy, in die nuwe vertaling, hy sê, ek bid dat my volk gered kan word, want ek kan erken dat hulle ywer vir God het. Ons sien dit elke dag, mense het 'n ywer vir God. Hy sê, maar sonder die regte kennis, sonder die regte insig. Hy sê, omdat hulle nie hou van die manier waarop God mense vryspreek nie, hulle wil dit op hulle eie manier verkry. Gaan lees dit staan in die Bybel, Romeine 10 vers 3. Hy sê, dat hulle nie die geregtigheid van God aanvaar nie, met ander woorde die manier hoe God ons regverdig gemaak het nie. Hy sê, want hulle wil dit op hulle eie manier verkry. Sien nie wat is die probleem, mense, dat ons het keuses, ons moet berekeninge doen. En die berekening wat jy moet doen is, dat God het in Genesis gesê, Genesis 3 vers 16, hy gaan dit kom doen, hy het dit kom doen, vir jou is dit om dit te aanvaar, of om dit te verwerp. En so met ander woorde, as iemand dit nie gehoor het nie, dan beteken dit hy staan in onkunde, en dit is wat die skrif sê vir ons die grootste probleem is. Nou kyk mooi wat sê Galasiërs 2 vers 20, selfe. Hy sê, ek is met Christus gekruisig, ons het dit nou gelees in 2 Korintiërs 5, met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die seun, Engelse vertaling sê, die geloof van die seun van God,
wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Hy het sy lewe vir my gegee, sodat ek sy lewe kan aanvaar. En dan gaan ek eendag met sy lewe voor God staan. As ek nie met die lewe van Christus voor God staan nie, dan gaan ek dit nie maak nie. Nou gaan hy in die 21ste vers, net vir die mense wat dink, hulle gaan dit beter as Christus doen, sê, ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid is deur die wet, dan het Christus te vergeefs gesterf. Dan het Christus verniet gesterwe. Mense, ek wil nooit daar gaan staan eendag voor God en God sê vir my, op grond waarvan moet ek jou toelaat nie? Sê, omdat ek hard probeer het en ek het vir u gewys dat ek dit kan doen en ek myself kan verbeter en ek myself aanvaarbaar gemaak het vir u. Dit is godsdienst daai. Die werklikheid is, Here, ek staan voor u met niks. Ek het aan 'n einde van myself gekom. U het my in Christus gesit en ek het my ou lewe verloor. En ek het eendag hierdie boodskap van geregtigheid gehoor. En ek het gehoor dat u lewe vir my gegee. En ek het daardie lewe aanvaar. En daarom staan ek vandag voor u net op grond van die werksverrigting van Jesus Christus. Dis die enigste werklikheid. Kom ons lees dit in Kolossense 3. As julle dan saam met Christus opgewek is, dis waaroor ons nou heeltyd lees, soek die dinge daarbo waar Christus is in die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie dit wat op die aarde is, met ander woorde die geestelike, nie die natuurlike nie, die verhewe. Ek het klaar aangehaal, 1 Petrus 2 vers 4 sê, dat hy ons die grootste en kosbaarste beloftes skenk, sodat as ons deur die kennis daarvan kom, deelgenote van die goddelike natuur word. Hy sê, Efesiërs 2 vers 19 sê, ons is nie meer vreemdelinge en bywoners nie, as ons gekies het, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Die hele Nuwe Testament sê dit. Hy sê, gebruik die woordjie is, hy sê nie gaan wees eendag nie. Hoor mooi wat sê vers 3, want julle het gesterwe en julle lewe is nou saam met Christus verborge in God, verhewe, nie kalkoen op aarde nie, want wanneer Christus wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sê julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Mense, daar is so baie skriffies, 1 Korintiërs 1 vers 30, dit is uit God wat ons in Christus gesit het, en Christus het vir ons geword, nie jy nie, Christus het vir jou geword, jou wysheid, jou geregtigheid, jou heiligheid en jou verlossing, sodat jy eendag voor God kan staan en sê, Here, ek het niks gehad nie, maar ek het die lewe van Christus, dit wat Christus vir my gegee het, lê ek voor u neer. En dit is die toegang tot die ewige lewe. Hy wat die seun het die lewe, hy wat die seun nie het nie die lewe nie. Weet jy, dit is hierdie verlossingswerk wat Jesus vir ons kom doen het. Ek wil nie iets promoveer nie, ek wil net vir julle 'n gedeeltetjie vertel. Ek het gekom op 'n stadium, en ek praat nie oor rook en drank en casinos en daai goed nie, maar op 'n stadium het ek nou maar in die ou lewe, hulle praat van BC, before Christ, voor Christus in my lewe gekom het, en dan is daar 'n AC, after Christ, nadat Christus my lewe is. Nou in my BC, voor Christus, before Christ, voor hy my lewe geword het ek ook nou maar bietjie gaan dobbel en al die tipe van goedjies saam met ons casino toe gegaan. En interessant wat gebeur, ek wil dit net vir julle verduidelik, dat ons het gegaan en dan kom jy daar in, dan vat jy regte geld. Dan gaan sit jy in 'n masjien en dan gee hy coupons vir jou, dis fake geld. En dan speel jy nou met daai goed. Maar jy kan met daai ding, kan jy nie uitgaan en by die kafee koeldrank gaan koop nie, hy's useless, hy beteken niks. En dan gaan jy, as jy klaar is, en jy het nou klomp gewen, dan vat jy 'n bekertjie, ek vertel dit net in kort, ek wil nie mense lus maak vir die verkeerde nie, dan gaan jy met daai bekertjie, en jy gaan staan in 'n ry, en dan gaan hulle in daardie ry, dan ruil jy daai coupons om weer vir regte geld. En weet jy wat, in ons tyd was in die begin, toe was dit nog Afrikaans en Engels, toe staan daar redemption, op daardie bord, waar jy jou geld gaan omruil vir regte geld. Met ander woorde, verlossing, was die Afrikaanse woord, verlossing, redemption. En toe ek die woord begin lees, toe sien ek, maar dit is die werklikheid. Ek wil nie sê, God het my casino toe gevat, dat ek het agterkom nie, maar as jy jou oë oopmaak, sê, het seker goed raak sien. En ek sien dat, wat beteken verlossing? Verlossing, redemption, is daar waar jy
gaan en waar jy hierdie fake lewe van jou, waar hy omgeruil word vir 'n genuine lewe. Met ander woorde, jy kan nie daai regte geld wat die casino vir jou gegee het, nadat hulle jou coupons, jou fake geld gevat het, kan jy nie weer in 'n masjien gaan indruk nie. Maar jy kan daai geld vat en vir jou koeldrank gaan koop. Met ander woorde, hy kan werk. En dit is net in kort, as ek dink daaraan, Josef moenie werk hardloop nie, want dit is Jesus en hy gaan sy volk van hulle sondes kom verlos. En toe ek die skrif daarna lees, en ek lees byvoorbeeld Efesiërs 1 vers 7, kyk net hoe mooi sê hy hier vir ons, Efesiërs 1 vers 7, hy sê, in hom het ons die verlossing, deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. In hom het ons die verlossing. Nee, die Engels praat van the redemption. Met ander woorde, daai omruiling het ons. Mense, dit is 'n omruiling. Hoor wat sê Kolossense 1, vers 14, dieselfde. Hy sê, in wie ons die verlossing het. Mense, as jy iets het, vra jy nie weer daarvoor nie. Jy gaan smeek die Here nie om jou te verlos nie. Jy smeek die Here nie om jou sondes weg te neem. Hy sê, en wie hulle die verlossing het. Hy sê, en dit is alles uit God wat die wêreld met hom versoen het, deur hom misdade nie toe te reken nie. Hy sê, die verlossing, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy gaan in die vorige vers, hy sê, dat hy het ons uitgebring uit die mag van die duisternis na die lig. Met ander woorde, dit was hier, maar nou is dit hier. Dis nie 'n gemeng van die ding nie. Mense, dit is so belangrik dat ons besef, dat ons het nou die verlossing in Jesus Christus. Dis daai ding wat hy gesien het. Nou die verlossing, as jy gaan kyk in die Strong sê, to pay the ransom in full. Met ander woorde, hy praat ook van deliverance. Mense wat in gevangenes sit van demoniese goed, dan gaan hulle vir verlossing. Met ander woorde, dis wat Jesus Christus reeds vir ons gegee het, en hy is die verlosser, want hy het vir ons verlossing gebring, die vrymaking het hy vir ons gebring. Mense, dis so belangrik dat ons besef, dat die werklikheid is daardie ding, dat ons dit nou het. Kyk wat sê Hebreërs 9, belangrik dat ons nie vir iets vra wat ons reeds het nie. Hebreërs 9, ek gaan net so van vers 11 lees, hy praat in vers 10, tot op 'n tyd van herstelling, vers 11, Hebreërs 9, maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande verrig is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. 'n Ewige verlossing teweeggebring. Mense, dis so belangrik. Vers 15 sê, en daarom is hy middelaar van 'n Nuwe Testament, en daarom praat ek van die nakruisboodskap, 'n Nuwe Testament, sodat terwyl daar dood plaasgevind het, vir die verlossing van die oortreding onder die Eerste Testament. Die wat geroep is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Jy ontvang nog 'n erfenis ook. Mense, moenie hierdie boodskap verwerp nie. Hy praat verder, hy praat van redeem. Hy sê redeem beteken to buy in full. Met ander woorde, hy praat van losgekoop. Dan skryf Petrus, hy sê in 1 Petrus 1 vers 18, hy sê, julle is nie deur silwer en goud, deur ydelinge dinge losgekoop nie, maar deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Mense, dit is so belangrik as ons na hierdie klein werklikheid gaan kyk. Dis 'n berekening wat elkeen vir homself moet aanvaar, om op te hou met sy eie pogings, maar absoluut te aanvaar die verlossing wat Jesus Christus gebring het. Matteus 1, net daarna, dan sê hy sal genoem word Immanuel, dit is God met ons, en dan Matteus 28 sluit af, en so sal hy met ons wees, tot aan die einde van tyd. Die evangelie van Jesus Christus. Amen.